Goeiemôre, dis lekker om elkeen van julle hier te sien. En wat ons wel hier het vanoggend is 'n versameling van nie-atlete. Al die ander is daar buitekant besig om die koel luggie van die Drakensberge oor hulle te voel terwyl hulle baie sweet. So ons is hier saam, dankie dat julle hier is, baie dankie vir die koor, vir Vrolie. En kom ons kyk dan spesifiek, ons gaan lekker saam sing. Ek gaan sommer net die aankondigings, die twee wat ek wil uitlig nou noem. Heel eerstens projek Winterhoop wat baie kosbaar is in hierdie tyd, gaan baie koud wees ook hierdie week spesifiek. So as daar komberse is, asseblief hier bring dit kerk toe en ander dinge wat kan help vir die koue. En dan wil ons vir Piet Du Plessis, waar is hy? Ek net gou sien, ja, baie geluk. Jy verjaar vandag. Ek weet ons gaan heerlike koek saam met jou eet hier na die tyd met die tee. Nee, dis net 'n grappie. Vanmiddag, dis reg. Nee, baie dankie. Mag die Here jou seën met mooi jare, gesondheid, nabyheid, oorvleuel met sy groot liefde. Baie geluk. Ons begin met voorafsang Vonk 174 strofes 1, 2, 3 en 4. Oh
sluit die voorafsang dan af met liedboek 433, strofes 2, 3 en 4. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea tot by die uithoeke van die wêreld. Amen. As ek vanoggend my hand opsteek, is dit nie net 'n simbool nie. Dis 'n teken van God om vir jou te groet, om vir jou ook te seën. En as jy jou hand oopmaak, daar waar jy sit, as jy gemaklik is daarmee, ontvang dan God se vrede in 'n wêreld vol onvrede. Kry ook God se groot hart, daar waar jou hart by tye miskien swaar getrek het die afgelope week. En ontvang sy genade. Dis verniet geskenke wat God uitdeel, spesifiek ook deur sy Heilige Gees, so op Pinkstersondag. Dis baie spesiaal vanoggend vir jou. Ons gaan 'n loflied sing. Ek vra dat jy daarna net bly staan, dan doen ons hardop saam die apostoliese geloofsbelijdenis. Daarna gee ons geleentheid vir die koor om vir ons 2 pragtige liedere te sing. En Nelis gaan daarna vir ons die openingsgebed doen. Hy gaan spesifiek ook in sy gebed fokus op onderwys en kategese, omdat dit die Sondag vir dit is. Goed, so kom ons gee geleentheid om dan ons loflied te sing, 436, strofes 1, 2 en 3. Verstaan, kom ons doen
belydenis van ons algemene Christelike geloof. Ons doen dit vanoggend saam met die kerk oor die hele wêreld en daarom doen ons dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek kan maar sit. Is van die lewe, kom maar.
ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag voor U met dankbare harte. Dankie vir die voorreg om U te ken en U te dien. Op hierdie biddag vir jeug en kategese bring ons spesifiek die kinders, jong mense, ouers en leraars van ons gemeente na U toe. Here, U is die een wat elke kind vorm in die moederskoot en elke jong mens roep tot 'n lewe van geloof, liefde en diens. Ons bid dat U ons jeug sal beskerm in 'n wêreld vol geraas, verleiding en verwarring. Laat hulle U stem hoor bo die ander stemme. Laat hulle identiteit in Christus ontdek en omhels. Ons bid vir ons leraars wat met toewyding die woord oordra. Gee hulle wysheid, geduld en kreatiwiteit. Laat hulle nie net kennis oordra nie, maar ook lewens aanraak deur die liefde van Jesus Christus. Here, ons bid vir die ouers en voogde dat hulle as eerste geloofsgetuies in hulle kinders se lewens getrou sal wees en met liefde en voorbeeld sal lei. Maak gesinne plek van gebed, genade en geestelike groei. Laat ons gemeente 'n veilige hawe wees vir ons jeug, 'n plek waar hulle aanvaar, verstaan en bemagtig word. En help ons as gemeente om saam te werk, jonk en oud, om U koninkryk uit te lewe. Ons vertrou U, Here, werk deur ons tot U eer. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Baie dankie Nelis en baie dankie vir die koor. Ek gaan vanoggend die opsomming van die wet van die Here lees en eintlik 'n vraag vra wat aansluit by die prediking. En die tema van ons preek is die Heilige Gees werk kragtig deur jou. Nou as die sleutel van die Bybel liefde is, waar skiet ek en jy dan tekort? En is die feit dat ons nie mense en God en selfs onsself lief genoeg het, nie die kanaalverstopping wat veroorsaak dat ek en jy nie die volheid van die Heilige Gees so op Pinkster Sondag ervaar nie. Kom ons luister weer baie mooi wat Jesus gesê het. En een van hulle wetgeleerde het hom, dit is Jesus, met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Nou, sien net raak, hier word die woord vastrek al gebruik om te sê, hierdie ou het in sy hart kwade bedoelings gehad, hierdie fariseer. Maar nou kom Jesus en hy som die wet op, soos wat ons uiteindelik kry daar in Deuteronomium ook. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hier mee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons dink in die week aan liefde, kom ons dink aan ons kinders, kom ons dink aan geleenthede. Miskien is jy nou al 'n oupa en ouma, jou kinders is deur, jy kleinkinders het 'n tweede kans met hulle, maar daar's altyd die bure of in die gemeenskap paar mense wat jy net kan vat en spesiaal op fokus en met liefde en met deernis daai vaardighede wat die Here vir jou gegee het as geskenk oor baie jare dat jy daardie persone kan dien. My tema, soos ek gesê het, die krag van die Heilige Gees deur jou. Nou, ons kan uit baie hoeke na hierdie teks kyk. Maar 'n mens moet net altyd teruggaan in Pinkstertyd na dit wat as 'n historiese insident gebeur het en net weer 'n bietjie die konteks van Handelinge. Onthou die vreemdeling gebeur dat Jesus Christus opstaan uit die dood. Niemand het dit verwag nie. Dan ewe skielik begin hy te verskyn aan mense en natuurlik is dit sodat ons getuies daarvan kan wees. En dan hierdie
woordvers van ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Is nie miskien of jy weet as julle vra of so nie, dit sal gebeur. En dan moet hulle gehoorsaam wees. Hulle moet wag op die gawe. Nou in ons vinnige en de mekaar lewe is dit die heel moeilikste ding om te wag. Mense vra altyd, hoe lank moet jy wag? Hoekom moet jy wag? Is dit die moeite werd om te wag? 'n lewe vol geleenthede en baie keer verleenthede wag 'n mens nie. Ons is geraad, ons het die vaardighede gekry om nadat ons so 'n bietjie gewag het, in te spring en self die probleem op te los. 'n Boer maak 'n plan. Dis nie wat die Bybel sê nie. En baie keer is ons geestelike diepte bly in die slag omdat ons te vinnig inspring. So wat ek nou voorberei het in die week, het die Here vir my die woord gegee, miskien is dit iemand wat net na die tyd luister hierna, waar jy keuses moet maak en gedruk voel om 'n besluit te neem, wag. Dis wat die Here vir my gesê het, wat ek vir wie ook al moet sê, en dis meer as een persoon, wag. Die Here sal vir jou wys op sy tyd, nie op jou tyd nie, want God se tyd is anders as ons tyd, so wag. Dis die boodskap vir jou, vat dit soos wat jy wil. Die uitstorting van die Heilige Gees gebeur dan ook op 'n verrassende manier in Handelinge 2. En kom ek lees saam met jou uit Handelinge 2, die eerste 4 versies. En nou is dit nogal interessant dat dit juis in die Pinksterfees is. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos 4 tonge gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. En luister net na hierdie vers 4 se eerste woordjie. Almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. So, baie keer raak ons vas, en gaan 'n bietjie terug in jou lewe. Daai klomp apostole, en daai klomp dwepers, jy weet, dis hulle, en ons wil nie soos hulle wees nie. Maar wat het ons in die proses gedoen? Ons het heeltemal teruggetrek in 'n ruimte in, en daar's 'n baie mooi prentjie, wat jy nou kan wys, van die Heilige Gees wat neerdal. En ek wil vir julle sê, en eintlik het ek daar gedink, dat 'n ou op 'n manier bloedarmoede moet uitbeeld met 'n prentjie. Maar, dink net so 'n bietjie, wat is die probleem van bloedarmoede? Jy het bloed, maar daar is nie genoeg suurstof, energie, kwaliteit, ek weet nie, my staar 7 biologie help my nou nie verder nie, in daai bloed, sodat jy effektief en met energie kan reageer nie. En in my lewe, my voorbereiding is die tyd van Pinkster en die Heilige Gees, 'n tyd waarop ek baie tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer. En elke jaar word daar 'n paar lekker groot klippe, sulke boulders in my lewe ingestoot. Juist om te verhoed om met hierdie energie vanoggend hier te staan. En die boodskap van die krag van die Heilige Gees met jou te deel. Ons gaan net weer terug na die drie eenheid van God. Die Vader, die Skepper God, hy het alles gemaak, hy het goed gemaak, maar selfs in Genesis 1, die Gees van God, die Ruach Jahweh, die Heilige Gees, het oor die waters gesweef. So die Heilige Gees is nie iets wat
hier in Handelinge 2 uit verskyn ergens uit die niet uit, die werk van Jesus is nou klaar en nou kom die Heilige Gees nie. Heilige Gees is van die begin af betrokke. Maar kyk baie mooi. In die Ou Testament is die Heilige Gees net by tye vir sekere mense in sekere omstandighede gegee. Dan kom Jesus Christus. En daar is tekste wat sê, dis die Gees van Christus. Hoekom? Want God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees is een, 3 in 1. God. Maar dit is asof die oorvloed, die sluise, die onbeperktheid van God neerdaal op Pinksterdag. En nie net vir die apostole nie, nie net vir die baptiste, nie net vir die ouens wat geïrriteerd, wat ons baie keer irriteer, en jy sien hoe daai mense ander mense wegdruk. Ons mense hier, in hierdie kerk, in hierdie gemeente, ek en jy, in ons huise. So die vraag ontstaan, maar wat is dit wat dan verhoed dat ek en jy nog so tussenin leef? Nou, daar kan 'n paar redes wees en ons kan vanoggend vinnig daarna kyk. Jy weet, ek moet op die punt kom wat ek sonde erken in my lewe. En baie keer is daar onbekeerde sondes. En dis baie keer dinge wat ek nie wil raak sien nie. Ek vat een ding. Baie keer my tong. Ek skinder, ek praat kwaad, van ander mense, ek raak gou geïrriteerd. It's my way or the highway. So wat ons ouer raak ons meer in ons gewoontes. So, hier is die uitdaging. Gaan vra so 'n bietjie. Vir 4 mense wat jou liefhet. Wat sien jy in my raak wat nie so lekker is nie? Watter gewoontes blokkeer die vloei van die Heilige Gees in my lewe? Jy moet nou nie oorsensitief wees of kwaad wees en sê dit is nie so nie. Baie mense wag miskien al lankal om dit vir jou te sien. Hoekom? Want ons almal sien seker goed van ons raak, maar ons kyk ander goed mis. So kom ons gaan kyk, kom ons vat daai goed, kom ons gaan lê dit net voor die Here, want die Here wil baie keer net hê ons moet sekere sake net voor hom gaan plaas, sonder om uitkoms te hê. Want anders skryf ons mos nou vir God voor, en hy wil dit juist nie hê nie. Gaan plaas net sekere dinge waarmee jy 'n stryd het in jou lewe. Kom ons sê jy is 'n mens wat altyd bekommerd. Maar gaan lê nie 'n bietjie bekommernis voor die Here. Of jy's vinnig uit die blok uit. Of jou kop is altyd aan die werk. Of jy is baie emosioneel, en as jy emosioneel is, dan blok jy alles uit en jy doen net sekere goed. Die Here kom vanoggend en hy kan praat met jou, kom praat met my. Maar dan is daar herhalende patrone in hierdie saak. Met ander woorde, dit gebeur nou nie net eenmalig nie. Onthou, later raak dit 'n lewenswyse, 'n gewoonte, 50, 60, 70 jaar later. Kom dit so natuurlik, jy kom eers agter nie. En dit veroorsaak 'n kanaalverstopping in jou en my geestelike lewe. En dit verhoed dat God in sy volheid na jou en my toe kan kom. Die saak van gebed is baie belangrik. Ons almal bid, maar bid ons met die intensie dat God regtig met ons kan praat, en is ons dan gemaklik met wat hy dan vir ons sê? Ek het al gebid en nou hoor ek niks. Maar as ek lank genoeg en elke dag sake net voor die Here lê, dan
dan kry ek later 'n antwoord. Ek weet net dat ek weet. En dan werk dit uit. Nie my planne nie. Want ek en jy moet verstaan, ons planne staan in meeste van die gevalle teenoor die planne van die Here. Die Heilige Gees is 'n voorspraak. Hy sê vir ons, hy wil graag vir jou sê in hierdie dae. En baie keer sê mense, maar as ek nou bid, nou gebruik ek verkeerde woorde, en daar help Romeine 8 vir ons, dat die Heilige Gees sê, maar hy is soos 'n dekodeerder, wat daai woorde wat lomp is, en baie keer het ons nie die regte woorde nie, skakel die Heilige Gees om, en lê dit voor die troon van God. Ek en jy moet regtig deur die bril van die Heilige Gees om opsit en weer 'n bietjie die Bybel gaan lees. Dan ontdek ons weer ander dieper tekste onder leiding van die Gees. Die Heilige Gees help ons in verhoudinge. Baie keer daai moeilike mense in ons lewe is daar om ons eintlik te toets, om ons bietjie te vorm, om ons geduld te leer. En baie keer moet ons net ons gesindheid verander. Daai persoon is op 'n snelweg. Die Here moet maar op sy tyd met hulle werk. Maar my houding teenoor mense wat moeilik is, het 'n groot invloed. Baie keer moet ek ook net 'n brugbouer wees van vrede tussen mense, miskien daar in jou familie of vriendekringe, almal praat nou sleg met mekaar. Dan gaan sit 'n mens net daar en op die regte tyd sê net 1 of 2 woorde. Die Heilige Gees maak ons diensbaar. En ek hoef dit nie vir julle te sê nie, want ek het julle leer ken as baie loyale en diensbare mense. Maar dan die belangrike is deur getuienis. En dit beteken dat ek sal uitgaan, dat ek in moeilike situasies myself sal bevind. Ek was gister by 'n lewensviering van 'n vriend van my wat oorlede is. Hy was nie 'n kerkpersoon nie, maar hy is baie spiritueel, hy het die Here geglo. Maar nou is ek daar en daar word nie gepreek nie, ek is nie gevra om die diens te hou nie, dis net so, jy weet, celebration, so viering van sy lewe. En niemand praat oor God nie. En daarna is daar geleentheid. En ek weet ek het net 2 minute. En op daai moment kan ek vir die Here sê, Here, gee my nou daai 2 minute wat ek het, om U in te bring in hierdie, sonder om nou mense te irriteer. En ek kan regtig sê, die Here gee vir my woorde om daar te getuig dat dit regtig 'n indruk gemaak het. En dis nie ek nie, dis die Heilige Gees wat in enige moeilike situasie daar is om jou te help. Wat is die hindernisse in die werk van die Heilige Gees? Onbekeerde sondes het ek genoem. Ongehoorsaamheid, die Heilige Gees is Engelse woord, a gentleman. As jy nou aanhou 'n ding doen, dan tree die Heilige Gees net so 'n bietjie terug. Gebrek aan vertroue. Baie keer, ja, gaan maar aan. Maar as ek bid, moet ek tog bid met die geloof en met die krag dat die Here regtig sal insny en mense se harte sal verander en die situasie sal oopbreek wat ek voor hom lê. Baie keer selfsugtigheid. En as ons na daai delike lysie van die teenoor die vrug van die Gees gaan kyk, baie keer sien ons hierdie eerste paar woorde en dan sê ons, nee, dis nie ons nie, maar as jy na al die ander teksverse kyk, dan is dit toch al belangrik om raak te sien. Kom ek kyk net gou saam met jou hier na Galasiërs 5.
die vrug van die Gees. Okay, so daar staan hier onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Jy sien afgodsdiens, towery, dan stop ons, dan sê ons, gelukkig is ek nie so nie. Maar nou staan hier vyandskap. Met nou as jy kwaad is vir iemand, dan blok dit die Heilige Gees se werking in jou lewe. Haat, naaiwer, dis net as 'n klein bietjie, ek wens ek het dit ook gehad. Woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap en uitspattigheid. Hierdie sake is die blokkasies teen die Heilige Gees. En ek sluit dan af, die vrug van die Gees daarin teen, is liefde. Wat amper oorvleelend is. Vreugde, om die klein dingetjies geluk te vind. Vrede, om te midde van gebroke omstandighede en dinge wat seer is, net 'n stuk te aanvaar en God in te laat dat hy jou hart oorspoel in baie moeilike situasies. Geduld, die een wat ons almal maar bietjie mee sukkel, vir alles dinge teen ons loop. Vriendelikheid, dis te midde van die feit dat 'n mens baie keer gepreoccupeerd is met 'n klomp goed. Om regtig daai glimlag op te sit. Goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Nou, hierdie is nie aangeleerde gedrag en ek kry nou hierdie 3 van hierdie lysie van 8 of 9 wat nou waarin ek swak is en ek sê, ek gaan 'n bietjie harder daaraan werk. 'n Mens moet God se beweging na die aarde toe verstaan. Sy Mishu Dei sê ons in die Latyn. God beweeg vanaf sy troon. Hy stort die Heilige Gees uit. En daar is so 'n mooi prentjie daar dat dit nie vrugte is van die Heilige Gees nie, maar die vrug van die Heilige Gees. So jy kan nie sê, weet jy, ek het liefde en ek is nogal 'n mens vol vrede en ek is goed nie. Maar dan sukkel ek met selfbeheersing en kom ons sê nou maar geduld nie. Nee, die Here gee alles. En miskien is dit die barometer in my eie lewe as daar dan 2 of 3 is waarmee ek sukkel. So ek wil vir jou vra en ek wil jou innooi in 'n ruimte dat jy in die volgende tyd regtig vir die Here sal bid. Dat die volheid van die Heilige Gees in jou lewe sal kom, dat die vrug van die Heilige Gees in jou lewe sigbaar sal wees, dat jy na mense toe sal gaan en sê maar, weet jy, ek sukkel so, bid net saam met my, of wat sien jy raak wat ek miskyk in my eie lewe. En ek dink ons gaan verbaas wees, dat ons vrede bevolk gaan hê te midde van storms, dat ons krag gaan kry in moeilike situasie, dat ons God se karakter gaan wys as dit moeilik is. As ons goed gaan wees vir die mense wat nie goed is teenoor ons nie. As ons betroubaar gaan wees, as ons regtig nie meer energie het om dit te doen nie. So, ek sluit dan af om vir jou in te nooi in gebed in. Dat God regtig vir jou sy krag sal gee om op 'n ander manier te lewe. Dat jy regtig God sal vertrou vir meer, dat jy hom sal vra vir meer, dat jy tyd sal spandeer met God, dat hy daai klip uit jou pad uit gaan rol met die krag van die Heilige Gees, dat hy ook die voorspraak is wat vir ons wysheid gee as ons nie weet wat om te doen. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Handelinge 1 vers 8. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die groot voorreg om vanoggend 'n Pinksterdiens hier in Westville gemeente te kan hou.
weet dat die Heilige Gees deel is van my lewe, dat ek bid oor baie jare, dat ek meer van die Heilige Gees sal ontvang. En Here, ek ervaar dit op 'n praktiese vlak, so kosbaar elke dag. Maar Here, ek kom bely ook, daai kere wat daar net dan iets negatief is wat oorneem en baie keer 'n sluier trek oor die Heilige Gees. So ek kom bid ook maar net vir myself, maar vir elke persoon hier, goeie mense hier in Westville, Here, dat U in die volheid van die tyd, ook die volheid van die Heilige Gees op ons sal uitstort, op almal. Here, U kies nie, U gee dit vir almal van ons. En Here, ek bid sommer, ek kom tree sommer in vir mense wat miskien ook swaar kry daar met die Comrades, en dat ek het gister net ervaar hoeveel energie daar by die Parkrand was, daar by die Stadfront. En Here, ons wil iets van daardie energie ook in ons eie lewe, as U dit vir Comrades atlete kan doen, hoeveel meer vir ons. En daarom vertrou ons U dat U ook met hulle sal wees, met hulle sal werk, as hulle daai lang ure hardloop, dat hulle ook ietsie van die krag van die Heilige Gees sal ervaar, en dat in die volgende week U dan spesifiek in 'n lewe sal insny en 'n verandering sal bring as daar dan dinge is wat nie reg is nie. En so ook vir ons, Here, ook vir die kerkraad, ons bid vir wysheid, en troos ons ook, Here, want die Heilige Gees is ook die trooster. Ons eer U in Jesus heilige naam. Amen. Goed, so die slotlied, dan nou hier is is liedboek 440, strofes 1, 3 en 4. wonderlike seën van die Here en gaan leef in sy volheid, ook die volheid van die krag van die Heilige Gees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met sy kosbare Heilige Gees by ons wees en bly totdat ons kom haal. Amen.